Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, is jy ver, vir ons is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met te doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kan kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dis vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as daar enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom, want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. Onthou julle toe ons jonger was, ek het dit nog nie in Klerksdorp gesien nie, maar ek onthou spesifiek in Zenien waar hierdie bordjie sit, is daar 'n bordjie wat sê stilte kerk. Onthou julle daai bordjies? En dan was daar vir een of ander rede altyd soos 'n hoeter langsom. Ek weet nie hoekom nie, maar soos hierdie prentjie van 'n hoeter, stilte kerk en dan sit by hierdie mooi groot wit gebou, jy weet kerkgebou daar en ek onthou altyd ek het daarna gekyk, want wat vir my interessant was, en dalk is hierdie vir baie van julle nie die waarheid nie, maar ek het in die AGS kerk groot geword, ek het Pinkster groot geword, so daar was baie min stilte in ons kerk, inteendeel julle, ek kom by die ou AGS kerk uit, waar as die pastoor gepreek het, amen broer, halleluja, preach it brother, julle kan maar sulke goed sê, jy weet jy help my, vir alles het koud is, julle mag maar saam preek, maar ek het uit die tyd gekom waar mense hande geklap het in preke en ek het so groot geword. So ek gaan toe een keer saam met een van my vriende na 'n meer tradisionele kerk toe of 'n bietjie meer gereserveerde kerk moet ek eerder sê as 'n jong man en daar buite die kerk as jy by die kerk instap is daai bordjie in Zenien in die hoofstraat in Zenien is daai bordjie stilte kerk. En ek gaan toe die oggende saam met hulle nou, hierdie was my heel eerste ervaring, my hele lewe lank gaan ek nog net na kerke toe, ons was genoem die Happy Clappies, gaan ek nog my hele lewe na die Happy Clappies toe, en ek het groot geword daar, en hier op hoërskool, ek was graad 10, gaan ek vir die eerste keer saam met een van my vriende na 'n bietjie meer gereserveerde kerk toe. En ons kom die oggend nou aan, en dit is interessant, hulle sing voor kerk. Ek het nie ooit hierdie geweet nie, hulle het orgel en hulle sing, en die mense praat terwyl hulle sing, en van die mense sing, en dit was vir my interessant geweest, ek sê vir my vriend, hoor, jy moet ons nie sing nie, hy sê nee, ons sing nou, en toe die mense sing, toe staan hulle, en toe gaan sit almal ewe skielik, en ek is die enigste ou wat staan, en toe sit ek per ongeluk, en toe bid die ou, en toe staan almal weer, en toe sit ek, en toe staan ek, en dit het gelyk soos hierdie, ek weet nie, ons het squats in die kerk gedoen, ek weet nie hoekom nie, maar dit was so stil in die kerk. En volgens vertel iemand in die gebedskamer, hulle is Vrydag by 'n begrafnis en die persoon wat preek en vertel 'n grap en die persoon wat toe nou daar sit in hierdie bietjie meer tradisionele kerk, begin toe lag en hy sê, hey broer, jy wat lag. Ek sal mooi, want dit het met my gebeur, ek sit in die kerk en ek begin toe lag en my vriend sê net, stilte, kerk. Nou ek wil vanoggend met jou praat oor stilte. Maar ek wil nie met jou sê, ons moet hier stil wees, jy het nou gelag, so dis goed, ek gaan nie vir jou sê om te loop as jy lag nie, en as jy hande klap en sê, ek is bly jy sê nie, maar ek wil vanoggend met jou praat oor stilte, en ek wil hierdie week en volgende week spesifiek uitsit vir dit, want ek dink dit is een van die geestelike dissiplines, wat ons dikwels nie baie aandag aan gee nie, maar wat ongelooflike vrug en impak kan maak op my en jou lewe.
En stilte is nie net bedoel vir die kerk nie, kan enigiemand sê amen. Okay. Stilte is 'n ritme wat ek glo ons elkeen in ons lewens moet inbring, en as ons dit kan toepas, glo ek regtig nog 'n vrug op jou lewe wees as gevolg van dit. En ek het die voorreg gehad, ek wil net so 'n bietjie agtergrond vir julle gee oor waar ek die eerste keer te doen gekry het met die geestelike dissipline van stilte. Dit was 2013 gewees, ek het gegaan na my heel eerste GLS toe. GLS, as jy nie weet wat die GLS is nie, een keer 'n jaar bied ons 'n GLS aan, is die Global Leadership Summit, en hoe dit werk is, daar's 'n kerk in Amerika wat ons noem Willow Creek, en Willow Creek neem hierdie sessies op, en dan verwerk hulle dit, en dan stuur hulle dit na kerke toe reg oor die wêreld, en daai kerke kyk dan saam na hierdie ongelooflike leierskapvideo's wat jou help groei om die leier te wees wat ek en jy geroep is om te wees. En die eerste GLS wat ek bygewoon het, was by 'n kerk met die naam Mosaïek. Mosaïek is in Randburg daar in die stad, en hulle is 'n kerk wat verskriklik baie fokus op die geestelike dissiplines, en een van hulle ritmes is stilte. Elke dag by Mosaïek lei daar 'n klok 12 uur, 'n kerkklok. Ding 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 ding. En dan stop jy waarmee jy besig is. Jy mag nie 'n afspraak op jou dagboek reël vir 12 uur as jy deel is van die span nie. Hulle sien nie mense 12 uur nie, hulle koffiewinkel maak toe 12 uur, en dan gaan almal na 'n klein kapel toe, hulle het so 'n klein kapel net, dis die mooiste perseel wat lê, en dan gaan almal na hierdie klein kapel toe, en dan sit almal daar vir 'n sekere tyd net in stilte. Ek weet nie wanneer laas het jy in stilte gesit nie. Stilte maak ons bang. Jy sien, want stilte, die Engels het 'n mooi woord, dit expose jou, of die Afrikaanse woord is dit ontbloot jou. Dit wys wat werklik aan die binnekant aangaan. Dit wys wat werklik hier aangaan. En ek onthou ek aan daai kapel gaan sit het, en dis die eerste keer in my lewe wat ek hierdie tipe ervaring gehad het, waar ek net gaan stil sit het, en so wat hulle so gedoen het is, jy kom in, hulle lees 'n skrifgedeelte, en dan bly hulle stil vir 10 minute. Dan lees hulle daai selfde skrifgedeelte weer, dan bly hulle stil vir 10 minute. Niemand praat nie, en dan lees hulle daai selfde skrifgedeelte, en dan verdaag jy. So net so 0.5 wat jy hierdie doen. En ek het gedink, om 10 minute stil te sit, maklik. Ek challenge jou om dit te doen. Ek gaan sit daar julle, en ek maak my oë toe, en ek word net stil. Nou wat hulle vir my gesê het, want ek vra toe, ek sê, ek ken nie hierdie nie, hoe doen mense dit? Moet ek aan goed dink? Moet ek, Ek sê nee, moet nie dit doen nie, dis boeddhiste, we don't do that here. Okay? So, maak net jou oë, en dan luister jy net. En ek maak my oë toe, en dan hoor jy, daar ry 'n bike. As jy in Klaars opsit, dan sal jy hoor hoe wheelie iemand, stilte, maak my oor toe, en dan hoor ek, daar kraak iets in die dak, en ek hoor hier vibrate iemand se foon, en ek dink, okay, die 10 minute is amper vir my, ek maak my oë oop, 30 sekondes verby. En ek besef, hoor, hierdie is moeiliker as wat ek gedink het dit is. En ek het die eerste keer die blootstelling daaraan gehad, en toe begin ek in hierdie geestelike dissipline 'n bietjie meer inleen, en ek begin sê, want Jesus het hierdie gedoen, en ek sal dit nou vir julle lees, en as jy nie weet nie, ons jaartema is voetspore, ons wil in die voetspore van Jesus loop, en Johannes sê dat, as ons sê dat ons sy volgelinge is, sal ons ook doen wat hy gedoen het. As ons sê ons volg hom, dan doen ons ook wat hy gedoen het, en so daarom wil ons doen wat Jesus gedoen het, maar ek probeer toe hierdie van 2013 af probeer ek hier in my lewe 'n gewone dissipline maak, 'n gereelde dissipline maak. En wat ek agtergekom het, is daar sekere gedeeltes in die Bybel wat ons uitnooi om stil te word. En vandag is een van daardie gedeeltes. En ek wil dit graag vir jou lees, Psalm 46 vers 10. En dit sê, vers 11. Dit sê: Wees stil en weet, ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. Wees stil en weet, ek is God. Ons almal ken hierdie. Jy het dit heel moontlik op 'n koffiebeker iewers gesien, be still and know that I am God, of jy het dalk 'n Afrikaanse weergawe een. Jy het dit ook op 'n Bybelsak gesien, of die meerderheid van ons sal die volgende ken: Wees stil en weet, ek is die Heer. Jy sien, ons ken hierdie, maar wat beteken dit? Wat beteken Psalm 46 vers 11, wees stil en weet? Want dit is nie net 'n oulike slogan of 'n mooi ding wat ons sing in die kerk, of 'n mooi ding wat ons op 'n Bybelsak het, of op 'n koppie het nie. Ek wil vir jou sê, hierdie skrif, hierdie vers het ongelooflike gewig wat dit dra vir my en jou, as ons hierdie kan toepas in ons lewens. Dan kan ek gou vir julle vra, wie van julle sukkel met stilte? Steek gou op jou hand, ek steek my hand ook op, hoor. Dis nie net as illustrasie nie, ek steek my hand ook op.
Ons leef in 'n samelewing waar dit moeilik raak om stil te raak. Weet jy wanneer word ek dit besef? Ander dag, toe gaan ons krag af. Akelig as mense krag afgaan. En my foon is pap, en ek weet nie waar die powerbank is nie. En ek dink my vrou het geslaap. Sy praat gewoonlik baie so, ek joke, ons is vandag 12 jaar getroud, vandag 12 jaar. So as huweliksherdenking. En my vrou praat nie baie nie, ek praat baie. En ek het agtergekom, ek het niks om te doen nie. So wat begin jy doen? Jy lê daar, en ek kom agter, ek sukkel, ek raak ongemaklik met hierdie stilte. Al is dit 'n dissipline wat ek probeer toepas, maar daar's iets in dit wanneer ons stil word, wat werklik 'n impak maak. En daarom kom praat Psalm 46 hieroor. En die hele Psalm 46, as ek vir jou moet sê, waaroor dink jy gaan Psalm 46, of wat se konteks eerder is Psalm 46 geskryf? As jy hoor, wees stil en weet ek is God, dan sien ek myself langs die viswaters. Een van die mense hier in ons gemeente het 'n huis daar by die Boating Club, en hy sê vir my een keer, Marius, as jy iewers net 'n bietjie wil gaan sit en stil word, wonderlike plek. En as ek dink aan wees stil en weet, dan sien ek myself daar buite sy huisie net sit, en die rivier loop verby die huis, en hy het hierdie ongelooflike groot boom wat net daar sit, en as daar nie bote of iets daar ry nie, dan hoor jy net, en dit is maklik om, en bring jy jouself in stil waters, boom wat ritsel, ek weet nie wat is daai woord nie, daai mooi woord. Jy weet, nie kinders wat skree nie, en dit is in stilte. En dit is amper asof hierdie Psalm in daai konteks geskryf is, jy weet, as jy vers 11 lees, wees stil en weet ek is God. Het is so lekker om net stilte te beleef. Maar wat as ek vir jou sê, dis glad nie die konteks waarin Psalm 46 geskryf is nie. Ek wil vir jou die res van Psalm 46 lees en dan vir jou agtergrond gee waaroor hierdie Psalm gaan en wanneer daar gesê word wees stil. Ek lees dit graag vir jou. Ek lees vir jou vanaf vers 2. Dit sê God is ons toevlug en ons krag. In nood is hy gereed om te help. Nou net gevinnig. Hy is ons toevlug en ons krag in nood. Hierdie Psalm is geskryf in nood. Ek sal nou vir jou meer konteks daar gee. Daarom sal ons nie bang wees nie. En dan hoor jy so wat praat hy van, hierdie is die goed wat die psalmskrywers skryf, die psalmskrywers, hier is die seuns van Kora, is 'n klomp oorlogmanne wat hierdie geskryf het. Hy sê, al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see, al bruis en skuim die waters, al skud die berge as die water skuig, Sela. Sela sê, is hierdie ding van stop en dink daaroor. Dan sê hy, die strome van die rivier bring vreugde in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God self woon daar, dit sal nie beweeg nie. As die dag breek, sal God kom help. Die nasies rumoer en koninkryke wankel, is wat besig is om in hierdie oomblik te gebeur. Sê, God praat en die aarde versmelt. Die Here die Almagtige is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob, Sela. Kom, aanskou die werke van die Here, wat verwoesting bring op die aarde en oorloë beëindig oor die hele aarde. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. Die skilde verbrand hy met vuur. En dan sê vers 11, wees stil en weet, ek is God. Om jy 'n bietjie agtergrond te gee van Psalm 46, meeste teoloë stem saam dat die konteks hiervan is geskryf terwyl Israel besig is om aangeval te word deur 'n ander nasie. Is besig om ingeval te word deur al hierdie verskillende Filistyne en die Amoriete en die Amalekiete. Hulle is konstant besig om oorgevat te word, want hulle is 'n bedreiging tot wat om hulle aangaan, en so hulle beleef oorlog, hulle beleef die aarde skud. Alles gaan nie goed rondom hulle nie. En dikwels wil ons 'n gedeelte soos Psalm 46 vers 11 vat en sê, wees stil en weet ek is God, en ons bring dit na stilte kerk toe. Dis hoekom ek begin het met die storie in die begin van ons wat baie keer stilte koppel aan kerk. Maar hier kom die psalmskrywer en sê die volgende, hy sê, te midde van oorlog, te midde van hongersnood, te midde van aardbewings en storms, wees stil en weet ek is God. Jy sien, dit is maklik om te sê, Here, ek weet U is goed wanneer dit met jou goed gaan. Dis maklik om te sê, die Here sal voorsien as jou bankrekening vol is, want meeste van ons het dalk 'n pay gekry. Maar daai die 24ste, wanneer daar nie kos in die huis is nie, dis wanneer dit moeilik is om te sê, wees stil en weet, hy is God. Jy sien, want hierdie Psalm is vir my en jou 'n uitnodiging
om stil te raak, ongeag wat om ons aangaan. En wat ek graag volgende vir jou wil doen is om 2 uit vers 11 uit 2 Hebreëse woorde vir jou te leer, wat my en jou leer wat dit beteken om stil te word, en wat my en jou leer, hoe vat ons dit in ons samelewing in, en wat dit beteken. En so die eerste ene, wat ek graag vir jou vanoggend wil leer, is die woord Rapha. Hy word gespel R-A-P-H-A-H, Rapha. Sê gou vir die persoon langs jou, Rapha. Nee, julle het dit nie gedoen nie, Mia sê vir haar, Rapha. Hierdie interns, hulle luister nie wat ek vir hulle sê nie. Rapha. Nou daai woord Rapha, is die woord wat ons het, word stil. So dis een woord in Hebreëus, dis die woord Rapha. Nou, as jy die 83 vertaling het, dan sê Psalm 46 vers 11 dit baie mooi, hy sê, bedaar. Is dit nie 'n mooi beskrywing nie? Kan ons gou vir mekaar sê, ons leef in dieselfde tipe konteks as Psalm 46 vers 11. Ons het nie noodwendig nasies wat ons probeer inval nie, want Suid-Afrika se weermag sal dit nie kan hanteer nie, maar ons het definitief angs wat binne in jou probeer inkom. Bekommernis wat in my en jou probeer inkom. Vrees oor die toekoms. Ons boere is bekommerd oor die pryse wat hulle kry vir hulle opbrengs. Ons beesboere is bekommerd oor die siektes. Ons hoor oor Dinsdag. En almal is in rep en roer. Wat gaan word van hierdie en wat gaan word van daai? En ek dink ons moet in wysheid optree. Maar in dit kom al hierdie goed en dit wil in jou hart probeer inkom en dit wil vir jou sê, jy moet bekommerd wees en jy moet vrees. Maar as ek die woord van die Here reg verstaan, dan sê die woord van die Here vir my, daar waar die gees van die Here is, daar heers vryheid en nie vrees nie. En so ek wil vir jou sê, as jy vrees het oor wat hierdie week kom, dan moet jy vir die Here sê, Here, mag ek meer van die gees hê as van my vlees. En dis hoekom ek dink hierdie is so 'n gepaste skrif vir die tyd wat ons onsself in bevind. Maar dalk is dit nie net wat buite aangaan nie, dalk is dit wat al reeds aan die binnekant aangaan. Dit probeer heeltyd jou wegvat van die Here af, en dit probeer jou afbring, dit wat in die binnekant, dit wat jy hoor, dit wat jy dink, selfs dit wat jy sien op die nuus. En te midde van dit moet ons kom en ons moet Rapha. Ons moet bedaar. Nou, die woord Rapha beteken, en dit is nou in Engels, deur die Strongs sê dit volgende, to slacken. Nou slacken is iets baie styf getrek is, om dit net 'n bietjie te ontspan. To relax, to let go, to sink down, to cease striving. En dan sê hy ook, jy kan die volgende een van my opsit asseblief, Jandre, hy sê, relax, hy sê, heel fit imperative, dis 'n causative command, met ander woorde, wat dit beteken, is, dis 'n doelbewuste keuse, om hierdie dadelik toe te pas. Hy sê, relax. Sê gou vir die persoon langs jou, ontspan. Net gou 'n tip, as jy en jou vrou beklei, moenie hierdie sê nie, okay? Rapha, my vrou, Rapha. Woord wat ek volgens by die kerk geleer het. Rapha. Wees stil, word stil, is hierdie doelbewuste oomblik waar ek vir myself sê, ek is nie in beheer nie, en daarom kan ek ontspan. Is daar enige kontrolfreaks vanmôre hier? Kan ek julle sê, 12 jaar terug, toe ek en Jeannie, nee, kom sê, net so bietjie minder as 12 jaar terug, nou net voor ons troue. My vrou is 'n baie presiese persoon. En net voor ons troue is ons besig om ons dans te oefen. Maar terselfdertyd is ek besig om my trou speech te skryf. En my vrou sy hou van dinge moet regloop. Enige mans, as julle ook met so 'n vrou getroud, kan ek net gesien, jou vrou hou van dinge moet regloop, nê. En my vrou wil toe vir my sê wat ek moet speech. En terwyl ons besig is om ons dans te oefen vir ons troue, sê ek vir Jeannie, ek is die man, ek moet leiding neem, jy kan nie in beheer wees nie. Want sy trap heeltyd op my tone, want sy wil sê ons moet die kant toe, en ek wil sê ons moet die kant toe. En terwyl ons dans sê ek, en sommer met die speech ook, ek is in beheer, nie jy nie. En partykeer doen ons dit met God.
God is in beheer en hy sê vir ons, en dis wat Romeine ons leer is, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat my liefhet. Met ander woorde, ontspan. Ek weet jy sien nie nou die einde nie, maar weet net, as jy aan my vashou, as jy aan my behoort, ek maak nie saak of voel dit nou soos hel nie. Die einde is ek in beheer van. Ons het nodig om dalk op God se tone te trap, spreekwoordelik. Om te kom en te sê, Here, ek gee oor. Ek Rafa. Here, U is in beheer. U is die een wat voorloop. Here, U is die een wat daar was waar ek nog nie was nie. Wat ek oor vrees, U was al daar. En so, hoekom moet ek vrees? U was dan al daar gewees. En so, vriend, kan ek volgende vir jou sê, ek en jy het nodig om 'n oomblik te vat en te sê, Here, I'm gonna let go. Die Engels het 'n mooi woord, let go and let God. Van julle is bekommerd oor jou finansies. En jy kan nie regtig iets verander nie, en jy is bekommerd oor die petrolprys, en jy is bekommerd oor die prys van mielies, en jy is bekommerd oor die prys van vleis, en jy is bekommerd oor skoolfonds, en nog 'n uitstappie, en nog 'n gewone kleredag by die skool, en nog 'n fondsinsameling, en jy hou aan daai goed vas, en al kan jy niks aan dit verander nie, jy hou aan dit vas, en wat dit besig is om te doen, dit verteer jou. En wat Psalm 46 vers 11 sê is, relax. Ons het vanoggend gesing uit Matteus 5 uit, wat sê, as hy vir die mossie sal voorsien, hoe soveel meer sal hy vir jou voorsien, wat sê hy sy kind? Sien, dis die tipe goed wat ons moet beleef, is, Here, gaan dit vir U gee. En ek sien hierdie baie met ouers. Julle, kan ek vir julle sê, hierdie laaste week was vir ons 'n moeilike week gewees as ouers. Ons oudste Gideon is op 'n toer, nie op 'n toer nie, op 'n uitstappie, Hartbeespoort toe. Hulle het daar na een of ander dierepark toe gegaan. En die van julle wat die nuus gesien het, 2 weke terug, vir daai ongelooflike ongeluk, daai slegte ongeluk van Katoe. En nou moet ons kind op 'n bus sit. Daai oggend 6:30 stop ons daar by die skool. Ek kan nie onthou wanneer laas was ek so gestres om 'n bus te sien soos daai dag nie. En ek beleef vir die Here vir my sê, vertrou jy my? Ja, Here, ek vertrou U. En die Here vra my hierdie vraag, vertrou jy my met Gideon? Ja, Here, ek vertrou U met Gideon. En die Here sê vir my, vertrou my. Gee jou seun vir my. Jou seun is nou in my hand. Iemand het een keer gesê, die beste beskrywing van ouerskap, om 'n pa of 'n ma te word, is om 'n stuk van jou siel buite jouself te sien loop en jy het geen beheer daaroor nie. Wag tot hulle tieners word, dan besef jy eers jy het geen beheer oor hulle nie. Sorry julle, ek is lief vir julle, hoor, julle tieners wat hier so sit. En so ek wil jou sê, selfs ons as ouers het nodig om te relax. Mens sien, hy sê hierso, wees stil, Rafa. Maar hy stop nie net daar nie, die tweede ding wat hy kom hierso, is hy kom en hy sê, en weet, ek is God. Nou daardie woord weet, is die ander Hebreëse woord. So die een Hebreëse woord wat ek vanoggend geleer het, is Rafa. Die tweede een is Yada. Yada. Nou sê vir die persoon langs jou, Yada. Nie moet dit nou sê, Yada. Dit klink so klein bietjie soos 'n Chinese woord, dit is nie, dit is 'n Hebreëse woord. Yada. En Yada beteken, hoor mooi, om iemand intiem te ken, om iemand persoonlik te ervaar, om iemand ongelooflik te vertrou. Weet jy hoekom kan ek laat gaan? Want ek ken hom persoonlik. Dalk is die rede hoekom baie van ons nie stil kan word en laat gaan nie. En hoekom ons gedagtes die hele tyd hardloop met wat as, en wat moet nog gebeur, en hoe kan ek, en dit, en ons word nie stil en ons weet nie, is omdat ons hom nie persoonlik ken nie. Ek wil nou vir julle, met julle deel, toe ons daar die liedjie gesing het vanoggend, Everything I Need, My Father Has It. Daardie liedjie het 3 jaar terug uitgekom. Ja, 3 jaar terug het hy uitgekom. En ek onthou, hierdie was die tyd, so kort rukkie nadat ons babatjie verloor het, en ek en Jeannie het hierdie diep begeerte vir nog 'n babatjie. Ons weet die Here sê ons familie is nie voltooid nie, en ons bid vir nog 'n baba.
En hierdie liedjie kom uit en ek onthou, en julle kan Virginie vra of hierdie die waarheid is, toe hierdie liedjie uitkom, ek huil snot en trane en sê, everything I need, my Father has it, my Father has it, en ek weet die Here sal vir ons voorsien, maar ek ken hom persoonlik en daarom die vrees van gaan ons weer swanger word, of die vrees gaan ons babatjie weer verloor, kon ek vir hom gee en sê, Here, ek ken U, omdat ek gesien het hoe U hierdie jong man gevat het, van gebrokenheid na gesondheid toe, om gevat het van 'n man wat sonder 'n pa was, na 'n man wat nou 'n pa kan wees vir sy seun. Op daai stadium 1 seun. En die Here het my kom genees, en as hy dit kon gedoen het, glo ek hy kan weer vir ons 'n babatjie gee. As hy dit kon gedoen het, glo ek hy kan met my vrou met ons 'n pad stap met die volgende swangerskap. En al het ons daai tweede babatjie verloor, ek het geglo hy sou saam met ons in dit ook gewees het. En so hier kom ek en ek sê, Here, omdat ek U ken, everything I need, my Father has it, Here, en dit wat ek nodig het, U het dit. Ek het hom geken, en ek stuur Virginie, en ek sê, ons kan sê, the Lord will provide, because He's done it before, and He'll do it again. En so jy sien, dit is waarna ek vasgehou het. Ek kon laat gaan. Het ek elke dag? Nee. Het ek dit altyd reg gekry? Nee. En wanneer ek agterkom, is weer ek wat bekommerd is, en ek wat dink, en ek wat, ek vat dit op my, ek sit dit nie op hom nie. Ek ontspan nie, ek trek styf, dan kom ek en ek sê, Here, gee dit vir U. Waarse familie, ek kan vir jou sê, ek het keer op keer al gesien hoe die Here deurkom. En dis die belangrike ding is, ons kyk terug in die verlede wat hy gedoen het. Want dan weet ek, as hy dit daar gedoen het, kan hy dit weer doen. Glo enigiemand dit vanmôre. As dit in die verlede gedoen het, kan hy dit weer doen. So ek sê, Here, ek Rafa, sodat ek U kan jada. Ek ken U intiem. Hierdie is hoekom die geestelike dissiplines vir ons jaartema is. Hierdie is hoekom ons in die voetspore van Jesus loop. Want ons wil die Vader ken, soos wat Jesus die Vader geken het. Ek wil kan stil word en sê, Here, hier is ek. Ek sien U. Ek ken U persoonlik. En ek weet, U het my daardeur gedraai, sal my weer deurdra. En vir julle wat al deur hel is, wat deur die storm is, wat deur die pyn is, hierdie is hoekom dit so belangrik is vir ons om dit met ander mense te deel. Want wanneer jy getuig, dan sê jy vir iemand anders, God het dit vir my gedoen, hy kan dit vir jou doen. Dis wat ons doen. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons op uitreike gaan. Dis hoekom ons potensie toe gaan, want daar in potensie praat ons met van daai mense en ons sê, kan ons vir jou sê wat die Here vir my gedoen het, en dit wys vir hulle, die Here het vir jou gewerk, hy kan vir hulle ook werk. En hier stories in hierdie vertrek vanmôre, of die mense wat aanlyn kyk, wat as jy daardie storie vir mense moet vertel, dit red lewens, dit gee hoop, dit gee perspektief. Maar weet jy wanneer kan jy hierdie stories vertel? Is wanneer jy Rafa, en wanneer jy Jada. Ek wil volgende vir jou vertel, ons het 'n vriendin, en haar naam is Nanette Stein. En dalk het jy mal hierdie storie oor vertel, vergewe my as jy mal dit oor vertel het, maar Nanette Stein is getroud met Arno Stein en hulle 2 kinders, Miller en Kayla. En in 2019 Desember gaan hulle Mosambiek toe en hulle het 'n gesinsvakansie daar saam met hulle niggies en neefies, en Miller en sy neefie gaan see toe, en Miller se neefie kom uit en Miller kom nie uit nie. En Miller is weg. En as jy enigiets weet van Mosambiek se see, dit gebeur gereeld daar en dis baie sleg. Wat hulle vermoed het is Miller het geduik en hy het 'n sandbank getref en sy nek gebreek en Miller het verdrink. En hulle soek vir Miller, en ek wil julle vat na hierdie wees stil en weet oomblik toe, en hulle beleef chaos. Kan jy jou as ouer indink wat deur jou gedagte? Ek sidder om te dink dat dit een van my seuns moet wees. En hierdie familie, nadat hulle 'n hele dag geloop het en gesoek het vir Miller en Miller nie kon kry nie, kry hierdie 3 mekaar, Kayla, Arno en Nanette, kry mekaar langs die strand en almal is van hulle af weg. En ek is so trots op Arno, en weet jy wat doen hy? Hy vat sy gesin by mekaar en hy sê ek weet nie wat môre inhou nie. Ek weet nie of ons Miller ooit weer gaan sien in hierdie leeftyd nie. Ek weet nie of ons sy liggaam gaan kry nie. Maar in hierdie oomblik, in hierdie seer, kan ek vra dat ons as gesin na die Here toe sal draai. En nie mekaar wegstoot nie en nie hom wegstoot nie. Hulle maak daai keuse langs daai strand. Dit is die eerste ding wat toe ons by hulle kom en hulle kom toe terug en toe het hulle nog nie Miller se liggaam gevind nie en hulle is terug in Middelburg en ons gaan sit by hulle en ons huil. Ek meen daar's niks wat ek as pastoor kan sê om hulle enigsins perspektief te gee nie. Ek kan net saam met hulle huil.
Soos in hierdie week bel Albert my Vrydag en hy sê my pappa is oorlede. Albert is een van my beste vriende en toe ek hom sien, al wat ons gedoen het, ons kon net saam huil. En Miller is vermis. Maar hierdie gesin kom en hulle sê, ons ken hom. Selfs in die moeilikste, seerste seer wat ons al ooit gehad het, ons ken hom. Hulle jada die Here en hulle hou aan hom vas. Kan ek julle vertel wat doen Annette Stein vandag? Annette Stein bied 'n kursus aan om mense te help wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Want sy het in daai proses gekies om die Here nog meer te jada, nog meer te intiem te ken. En die Here gebruik dit omdat sy stil was en geweet het hy is God te midde van die oorlog, soos Psalm 46 vers 11 ons sê. En die Here dra hulle deur. En vandag is hulle 'n lewende voorbeeld van wat dit beteken vir ander om stil te wees en te weet dat God is in beheer. So ek weet nie wat jy vandag deurgaan nie. En dalk is dit nie jy het 'n kind aan die dood afgestaan nie, dalk is dit iets heeltemal anders, maar ek wil vandag vir jou sê, as hulle dit kon doen in daai situasie, wees stil en weet, ek is God. Jy sien, Jesus het hierdie gereeld gedoen. Maak nie saak hoe besig hy in sy lewe was nie. Lukas 5 vers 15 tot 16 sê die volgende: Tog ten spyte van Jesus se bevele, het praat van wat se naams, die feit dat hy vir hulle gesê het, moenie vir almal vertel. Die mense het gegaan en hulle het vertel en sê, het die berig oor sy mag selfs vinniger versprei en groot skares het gekom om hom te hoor preek en van hulle siektes gesond te word. Hy doen goeie werk, maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. Jesus het gaan stil word en het gaan praat met die Vader. Jesus het weggebreek uit die geraas uit. En hoor mooi, hy het gaan jada. Hy het God intiem gaan leer ken. Ek wil vir jou sê, ek weet nie hoe jou program lyk nie, maar as jy nie tyd in jou program het om te Rafa te bedaar om te laat gaan en om te jada om hom intiem te ken nie, dan is jou program te vol. Of dan is jou prioriteit te verkeerd. Ons het nodig om daar te kom en dit te doen. En Jesus wys dit vir ons. Ons hierdie ongelooflike storie in Markus 4, te midde van die storm. En jy dalk al hierdie storie gehoor, maar ek wil vanoggend afsluit met hierdie gedeelte. Markus 4 vanaf vers 35 tot 41. Teen die aand sê Jesus vir sy disippels, kom, ons vaar oorkant toe. Hulle het die skare toe agtergelaat en Jesus, hy was immers al reeds in die skei, sommer net so saamgeneem. Alhoewel daar ander skeite agterna gekom het. Daar het 'n ewige stormwind opgekom. Groot golwe het in die skei gebreek en met die gevolg dat dit al reeds vol water begin word het. Jesus het agter in die skei gelê en slaap met sy kop op 'n kussing. Is dit partykeer hoe ons voel? Dit voel vir ons, Here, hier's groot moeilikheid. Ek kan nie Rafa nie. Ek kan nie laat gaan nie. Here, ek kan nie ontspan nie. Here, daar's water in die boot. Het jy al Titanic gekyk? Dis moeilikheid. Here, wat doen ons? Nou, julle het nodig om te verstaan, Jack en Rose kon geswem het. Die disippels kan nie swem nie. Ek's ernstig. As ek en jy skipbreek ly, dan hoop ons is naby genoeg aan die kant dat ons hopelik soontoe kan probeer swem en na die haai ons nie vang voor ons daar kom nie. Die disippels kon nie geswem het nie. Hulle sien water en hulle dink, dis 'n. En dan kyk hulle na Jesus en hulle sien dat Jesus, hoor gou mooi, wat is Jesus? Jesus is Rafa. Hy is ontspanne. Hy is nie bekommerd nie. Hy lê en slaap in die middel van die storm. Het jy al sulke mense in jou lewe ontmoet? Dis chaos. Dis moeilikheid oral. Daai mense se lewens, dis chaos om hulle. En dan loop hulle. Lekker dag, né? Ja, lekker. Hoorie, weet jy dat jou besigheid in die moeilikheid is? Ja, ek weet. Jy sulke mense in jou lewe ontmoet. En as jy met daai tipe mense sulke gesprekke begin voer, dan kom jy agter en sê nee, ek vertrou op die Here. So 'n persoon het kies om te Rafa. Jesus in die middel van die storm is nie bekommerd oor die storm nie, hoor mooi, want hy is God oor die storm. Ek en jy behoort aan die een wat die storm beveel. Ek en jy kan na die een toe draai wat vir die storm sê, word stil en die storm word stil. Dis hoekom Jesus slaap in die storm. Dis hoekom daai persoon kan loop en vlieg wanneer dit met hom moeilik gaan. Want hy weet, my toekoms is nie in my hande nie. Daarom kan ek ontspan. Ek ken die een intiem
Jesus het die Vader intiem geken en daarom het hy geweet, hy laat alles ten goeie meewerk. Hy want ek ken hom, ek jada hom. Hoor dit sê, hulle kom hier so en hulle sê, sy disippels maak hom toe wakker en sê vir hom, leermeester, gee nie om dat ons besig is om te vergaan nie. Moenie, as jy nie die Bybel so lees nie, kan ek vir jou sê, moenie die Bybel boring maak nie. Hulle het die Jesus wakker gemaak en gesê, Jesus, het jy lekker geslaap? Mooi. Hoor hierso, hier's water in die boot, sal jy asseblief help? Lees vir wat daar gebeur. Hulle is besig om te verdrink, hulle is besig, die water, dis chaos. Celine Dion het al begin sing. En hulle maak vir Jesus in het wakker. En Jesus het opgestaan. Nee, wag, ek moet gou teruggaan. Leermeester, gee u nie om dat ons besig is om te vergaan nie. Partykeer sal ek en jy na God kyk en dan sê ons, Here, gee u nie om nie. Here, dis gaas. Here, waar is u? En Jesus is daar. En hy's nog steeds in beheer, al voel dit nie so nie. En dalk is van ons vanoggend net nodig om dit te hoor, dat te midde van wat om jou aangaan, weet, hy's daar. En hoor Jesus se reaksie. Jesus het opgestaan, die stormwind ernstig aangespreek en vir die see gesê, bedaar en word kalm. Jesus is in beheer van alles. Al voel dit vir my en jou nie so nie. En al sien ons dit dalk nie eers in hierdie leeftyd nie, want ek dink partykeer leef ons met 'n nou perspektief in plaas van 'n ewigheidsperspektief. As ek vat oom Henny Kutse wat oorlede is, ek het by oom Henny in die hospitaal gesit en hom nagmaal bedien en ek het die Here gevra, asseblief Here, hierdie man, hy het nog klein kinders, sy jongste seun moet nog klein kinders kry. Here, asseblief, hulle moet hulle oupa leer ken, asseblief. En die Here het hom nog steeds kom haal. En ons verstaan nou ten dele, die woord sê, hierdie leeftyd is baie keer soos 'n dowwe spieël, ons kyk nou en ons verstaan nie. Hy sê, maar wanneer ons eendag by die Vader is, gaan dit wees soos 'n helder spieël. Kan ek vir julle sê, Vrydag moet ek 'n jong man hier begrawe, 42 jaar oud, sy seentjie is 2 jaar oud. En hy stap in daai begrafnis en daai jong seentjie en hy sien sy pappa op die skerm en hy sê, daar's pappa, waar's pappa? En ek sê, Here, ek verstaan nie hoekom jy 'n 42-jarige man kom vat het van sy 2-jarige seun af nie. En ek beleef hoe die Here vir my sê, Marius, jy verstaan ten dele en jy ken ten dele, maar eendag sal jy voluit verstaan. Ek kan nie vir julle sê hoekom ons baba verloor het nie. Ek kan nie vir jou sê hoekom mense kanker kry vir wie ons liefhet nie. Ek kan nie vir jou, ek het nie die antwoorde op al hierdie goed nie. En as ek sê ek het al die antwoorde, dan jok ek vir jou. Maar ek ken die Here wat al die antwoorde het en wat alles te goeie laat meewerk. Ek ken hom. En ek wil jou vra, ken hom? Ja, da hom. En kom hier so en hy sê, hy vra hulle toe. Hoekom is julle so verskrik? Vertrou julle my nog steeds nie? Soos hy vir hulle sê, ja, da julle my nie. Ken julle my nog nie goed genoeg nie? En hulle was heeltemal oorweldig en het vir mekaar gesê, wie is hy werklik? Selfs die wind en die see luister na hom. Selfs jou storm het nodig om aan hom onderdanig te wees. Ken hom. Daarom vanoggend wil ek jou vra, kan ek en jy net hierdie week kom? En doen dit net hierdie week. Is om te kom en te sê, Here, ek gaan laat gaan, sodat ek in U en ek wil U intiem ken, Here. En is amper soos hierdie goeters, hy werk agterste voorom. Jy moet hom eers intiem ken om te kan laat gaan. En so dit begin by Jada en dit eindig met Rafa. Is ek ken hom en daarom kan ek laat gaan. Mag jy hom hierdie week leer ken. Daar's nog 'n paar notas en 'n paar goeters waar jy dit prakties kan toepas. Ek wil nie vanoggend by dit stil staan nie. Jy kan dit op die YouVision Bible app gaan kyk, op die kerk se WhatsApp status is dit. Jy kan daar gaan doen bietjie studie hierdie week daaroor. Maar hier's wat ek jou mee wil challenge elke oggend hierdie week. Wanneer jy wakker word, voordat jou chaos begin, as jy weet jou kinders staan 7 uur op, staan 6:45 op. As jy weet jy het nie genoeg tyd om in die oggend klaar te maak, staan net 'n bietjie vroeër op. En net voordat jy gaan slaap, net voordat jy jou dag begin, dan stel jy 5 minute timer op jou foon, net 'n 5 minute timer. En al wat jy sê is, Here, ek wil U persoonlik ken. En jy maak toe jou oë en jy dink aan dit wat jou bekommer en jy sê, ek gee dit vir God. Jy sê, Here, ek gee dit vir U.
Here, my bekommernis oor my kinders, ek gee dit vir U. Here, my bekommernis oor my finansies, ek gee dit vir U. Here, my bekommernis oor my gesondheid, ek gee dit vir U. Ek kom gee dit vir U. Ek raak stil en ek doen hierdie twee goed. Ek jada sodat ek kan rafa. Ek ken hom intiem sodat ek kan laat gaan. Sodat ek kan bedaar. Sodat ek stil kan wees en weet hy is God, selfs in die oorlog. Ek gee dit vir hom. So kan ek jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik vanmôre. En dalk sit jy vanmôre hier en jy sê, maar dit is moeilik om te laat gaan. Ek ken die Here of ek het al van hom gehoor, maar ek ken hom nie so dat ek kan laat gaan nie. Ek is swak vanmôre. Ek wil vanoggend oor jou lees 2 Korintiërs 12 vers 9. Hoor wat sê die Here? Hy sê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En so Here, ek kom bid vanmôre vir elke persoon wat hier sit en oorweldig is. Hulle is in 'n storm, soos wat ons gelees het nou in Markus, of hulle voel of hulle in 'n oorlog is, soos wat ons nou gelees het in Psalms. Wat ook al in hulle lewe op hierdie oomblik aan die gang is, Here, mag hulle stil word en weet U is God. Here, as ons weet U is God, dan weet ons, Here, U hou die toekoms vas. Maar Here, wanneer ons twyfel dat U God is, dan twyfel ons of U regtig die môre vashou. Dan twyfel ons werklik, Here, of U. So daarom kom vra ek, Here, mag ons so U leer ken dat ons kan weet U is God. Mag ons hierdie getuienisse deel met ander sodat ander nader tot U kan nader. Here, mag ons ook beleef dat in hierdie oomblikke waar ons swak is, dat juis in daardie oomblikke kom U sterkte na vore. So Here, mag elkeen van ons hierdie week kies om te jada. Om stil te word en U te leer ken. Nie in die geraas nie, nie eers op 'n Sondagdiens nie. Hier hoor ons van U, maar ons leer U ken wanneer ons stil gaan word by die huis. Mag dit wat elkeen vandag gehoor het, mag hulle dit huis toe vat en U intiem daar gaan leer ken, sodat hulle dan kan kom en kan ontspan, kan bedaar en dit vir U kan gee. Dat ons kan weet, Here, U is selfs God oor die wind en die storm, oor die oorlog. Daai goed vang U glad nie onkant nie. So Here, dankie dat U vandag hier is. Kom maak dit in elkeen van ons harte wakker. Ons vra, Here, lei ons in hierdie gesprekke. Lei ons in hierdie ritmes. Ek bid dit in die wonderlike kragtige naam van ons Here Jesus Christus. As jy saamstem, wil jy nie net sê amen nie.